Goeiemôre vriende, dis vandag Woensdag die 17de Junie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Here God, help ons daarmee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan. Ek het vir julle gesê is amper al so onderbreking hierso in Hebreërs 11 toe hy nou 'n bietjie stil gestaan het eintlik by die hemelse vaderland wat daar vir ons is. Hy het die hele tyd begin gepraat hierso oor Abraham sy geloof, en hy het 'n bietjie gepraat oor Henog wat geglo het en oor Abel wat geglo het. So ons het 'n bietjie daarby stil gestaan en dan sit asof hy hom onderbreek hierso, né? Oor hierdie gedeelte waar dit gaan eintlik oor die feit dat ek en jy bywoners is, en eintlik is dit die kern van alles. Ons is bywoners op die aarde. Dit is eintlik maar wie ek en jy is. Ons is maar net 'n tydjie hier op aarde, né? Dit is eintlik die kern. Dit is eintlik die kern van die hele Bybel wat ons vir mekaar moet kom sê. En dan gaan hy weer aan en onthou weer die konteks. Onthou die konteks. Gaan julle elke keer terugbring na die konteks toe. Dis mense wat inderdaad vervolg word. Dis mense wat moedeloos is. Dis mense, liewe vriende, wat swaar kry ervaar. Dis mense wat begin dink maar dis nie meer die moeite werd om in hierdie geloof te bly in Christus nie. En die Hebreërs skrywer kom skryf hulle en daarom kom hy en kom verduidelik vir hulle wat is geloof. Geloof is om seker te wees wat jy hoop, om oortuig te wees oortuig te wees van dinge wat jy nie kan sien nie. Dan kom vertel hy later vir hulle waar hy kom sê, maar terwyl hierdie mense, hierdie geloofshelde steeds geglo het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Nee, kom sê hy, maar hulle het dit uit die verte uit gesien. So hy kom sê, byt vas, hou vas. Ek gaan vir julle nog 'n paar geloofshelde noem sodat julle kan weet julle moet vasbyt daar waar julle is. En dis waar hierdie brief ook aan gaan, hè. En dan gaan hy nou weer aan met Abraham, né? Dit is so hy het by Abraham, hy was gesluit met Abraham, toe het hy daai stukkie ingebring vir ons as bywoners en vreemdelinge, en dan gaan hy weer aan hier by vers 8, en hy sê, hy is asof hy net vir sy gehoor wil kom sê, hoor hierso, daar's iets groter om voor te lewe. Die hemelse prys is dit waarvoor ons lewe. Die hemelse vaderland is waarvoor ons lewe. En dan gaan hy aan net om weer vir hierdie mense te sê, ek wil net gou vir julle 'n bietjie sensitief gemaak, waarvoor julle eintlik lewe, die kern, maar kom gou vir julle weer sê, hierdie mense wat geglo het, hulle het geglo ten spyte van alles. Dan sê hy, omdat Abraham geglo het, het hy toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Nou, kom ons staan net 'n rukkie daarby stil. Hy gaan nou weer terug na die Ou Testament toe. Hy wat vir die mense sê, kom ek sê 'n bietjie vir julle hoe dit met hierdie geloofsvaders gegaan. Dit was nie ligte musiek nie. Dit was baie keer rof gegaan. God het vir Abraham gevra, nadat hy 24 jaar vir Isak gewag het, vir Abraham gesê, Abraham gaan offer jou kind. En intussen tyd weet ons het Abraham al klaar so 'n mistytjie gemaak toe hy besluit het hierso na 'n paar jaar hoe hy en nou Sarah, maar hulle gaan maar op hulle eie plannetjie maak en kon sê Sarah vir Abraham, slaap al by Hagar, ons ken nou die storie, en daar word Ismael verwek, né? So hy het so 'n bietjie 'n plannetjie gemaak, nie heeltemal vertrou nie. So hy gaan nie weer daai roete gaan nie. Hy vertrou nou. So al is dit nou dat hy sy seun gaan offer, hy sal nie weer ongehoorsaam wees nie. Hy sal God vertrou, maak nie saak wat die uiteinde is nie. En ek ken jy die verhaal, en dit is 'n ander ding wat interessant was met Isak natuurlik. Isak het sy pa vertrou, né? Isak het sy pa vertrou, absoluut sy pa vertrou. Hy is vasgebind daar op die ou ende, daarso op die altaar daarso net. Hy sy pa is besig met sy mes omhoog te hy gaan hom nou slag, en tot op daai stadium het hy gelate aanvaar, dan is dit maar so. Hy sy pa net eenvoudig 100% vertrou. Vertrou ja, selfs tot in die dood. Hy het nie geweet die Here gaan 'n bokkie gee daar vir Abraham, sê Abraham, moenie vir Isak iets oorneem nie. Ek kan nou sien dat jy vir my lief is. Daar's vir jou 'n bokkie, né? En baie keer, liewe vriende, kom God en kom stel ons op die proef. Hier staan, omdat Abraham geglo het, toe hy op die proef gestel het, is Isak as offer afgestaan, hè.
Abraham is op die proef gestel. Abraham is getoets deur God. Abraham, gaan jy hierdie keer gehoorsaam wees? Abraham, gaan jy weer jou eie plannetjies maak, Abraham? Of gaan jy gehoorsaam wees? En baie keer, liewe vriende, dink ek, God kom stel ons in die proef. Is om ons op die proef om uit te vind by ons, en ek weet nie altyd hoe werk hierdie op die proefstel nie. Kom ek sê dit nou af julle, sonder om inhoud te gee aan op die proefstel, maar God kom beproef ons om te sien, is ons regtig lief vir hom, of is ons maar net lief vir die goedjies wat ek en jy van hom kan kry? So ek en jy word op die proef gestel, en elke individu se op die proefstel is uniek en anders, en ons kan nie vir mekaar sê wat dit is, en die vriende, ek weet nie, my kop is te plat met daai tipe goed, want ek glo nie byvoorbeeld dat God 'n siekte vir jou gee nie. Daai tipe goed is nie. Ek glo nie daar nie. Maar soos ek sê, ek kan maar altyd bietjie praat daaroor, is maar my tyd op goeters, né. Maar dat God jou op die proef stel, liewe vriende, dit is waar. Dat hy ons baie keer kan sê, maar is jy regtig so lief vir my? Gaan dit regtig oor my of gaan dit oor iets anders? So ek kan nie lekker inhoud gee daar nie. Party mense sal vir jou sê, ja, dit is die Here, dit is die Here, en dan wonder ek, is dit die Here? So, my kop is 'n bietjie plat met daai goeders. Daarom wil ek nie inhoud gee daar nie. As jy wil inhoud gee daar, dat jy sê, weet jy, die Here het my op die proef gestel toe ek daai kanker gekry het. Die Here, nou, ek gaan nie met jou stry nie, maar ek wil net sê, ek dink nie God werk so nie, maar hoe hy op die proef stel, die weet ek ook nie. Ek bedoel, so vir elkeen is dit individueel. Miskien sê jy, ek het deur daai ding gegaan by my werk, en ek is afgedank by my werk, en ek beskou dit as 'n beproewing van die Here om te sien, gaan ek hom vertrou selfs in daai tyd. Miskien is dit dan nou so 'n beproewing van die Here, weet jy. Ja, so elke ou het bietjie sy tyd op dit. Daar's nie 'n klinkklare antwoord op God nie, want vir elke ou is dit heel individueel. Ek glo dat God ons wel op die proef stel. En ons toets. Hy toets ons. Hy het vir Abraham getoets. Ons kan nie wegkom daarvan. Hy het vir Abraham getoets en gesê, gaan doen dit. Gaan slag jou kind, offer jou kind. Punt. Abraham het voor die tyd geweet, hy gaan net nie hoef te doen nie. So vir hom was dit 'n realiteit. En julle dink daai tyd wat hy saam met Isak geloop het, hoe swaar moes dit in sy vaderhart gewees het, dat hy sy enigste seun nou, of wat hom en Sarah moet gaan offer, né? So hoe God op die proef stel, dink ek is regtig individueel, vriende, dat net jy kan sê, jy dink jy's op die proef stel. Iemand anders kan nie dit vir jou sê nie. Dis nou maar wat Rian dink, né? Ek bedoel, ek sê mos nou maar altyd vir julle, dis my 5 sien. Dis vir my, daai op die proef stel is vir my 'n ontsettende ongemaklike iets. Want jy kan nie vir daai ou sê, ja, maar die Here het jou op die proef gestel. Wie is jy nou om dit te doen? Maar dat God ons baie keer toets, vriende, om te kyk, gaan dit regtig oor hom, of gaan dit maar eintlik vir iets anders? Dit glo ek wel, maar dis soos ek gesê het, ek wil nie inhoud gee nie. Ek dink aan daai op die proef stel, ek dink elke ou moet maar vir homself en vir haarself uitmaak, wat dink hy of sy, wat is daai op die toets of op die proefstel vir jou? En dan kan ons, as ons luister na mekaar, eintlik net in respek luister na mekaar. Want as jy dit belewe, dat dit was 'n toets en dit is op die proef gestel, alhoewel ek het miskien 'n bietjie anders sien, hè? Wie is ek nou? Ek moet nie nou my vuil voete aan jou heilige grond gaan afgee nie. Dan is dit vir jou so, en dan is dit hoe God met jou werk. Hy werk miskien met my anders, en met daai persoon anders, op 'n heel ander manier om jou miskien te toets, né? So dit is maar my 5 sent, maar dat hy vir ons toets, vriende, dat hy ons op die proef stel, ek dink nie daarvan kan ons wegkom nie. Maar ek dink dit gaan oor elke individu en hoe jy dit sien, en hoe jy jou verhouding met God is, en wat jy belewe, en dan kan ons eintlik maar net in groot respek na mekaar luister en sê, Jesus, ek hoor wat jy sê, so jy belewe dit was vir jou 'n toets, né? Okay, ek hoor jou, jy weet daai tipe ding, dit is wat ek nou maar dink, vriende, kyk, dis baie maklik om vir my te sê, ja nie, maar dit is hoe God beproef het, dit is hoe hy jou op die proef stel en toets, dit is die maklike kant, daai goedjies, jy kry ook ouens wat vir jou baie maklik gaan sê, hoorie, dit is, God is besig om jou te toets, hy is besig om jou nou te snoei, jou maat, hy is besig om jou te snoei. Die vraag is hy besig om jou te snoei? So dis hoekom ek sê, iemand anders kan dit nie vir jou sê nie, jy kan sê, ek belewe, dat God besig is om my te snoei. Ek bedoel, dan sit reg so, dit is wat jy belewe, dan sit so, maar ons van buitekant, of kan nie sê, nee Pieter, ek dink jy word nou gesnoei, jou maat, ek dink God toets jou nou nie. Dis iets wat net jy, dis tussen jou en God, wat kan sê, weet jy, ek dink ek is nou deur 'n wat God my beproef het in hierdie tyd. Ek dink God het my nou getoets, en ek en jy
met groot respek en waardering kan net agslaan en dit erken wat die ander persoon sê, né? Ja, hy sê. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy nabyheid ervaar. Amen.